Here, alle eer aan U. Dankie vir die getuienisse vanoggend en dankie dat ons net aan U al die eer kan gee. En U behoort alle mag en krag, wysheid en insig. En ons eer U daarvoor vanoggend. Dankie dat ons vanoggend kan rustig raak en weet dat U God is. Dat ons kan stil raak en weet dat U skepping onderhou. Dat ons op die skoot kan sit en weet dat U ons beskerming is. Dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus. Dankie vir die werke van die Seun. Here, U is ons God. U is ons beskermer. U is die een wat ons bewaar. Kom vra dat U ons vanoggend so sal toemaak met U liefde en U beskerming, dat U ons net so sal omvul. Here, vanoggend kom bid ek spesifiek dat U ons denke sal beskerm. Vra dat U ons denke sal beskerm, Vader, en dat U ons sal veilig hou in U hand. Die aanslag van die vyand sal kom afwerp in Jesus se naam. Vader, daar waar ons denke aangeval word met wat om ons aangaan, ons denke aangeval word met dinge wat gebeur met ons, kom bid ek dat U beskerming nou so oor ons sal kom in die naam van die Here Jesus Christus. Ons kom staan so teen hierdie aanvalle in Jesus se naam. Here, kom dra so ons geliefdes, ons kennisse aan U op, die wat U nie ken nie, wat U weggestoot het, wat 'n muur om hulle gebou het. Ons kom bring hulle almal so voor U in Jesus se naam. Ons vra dat U harte sal versag, dat U oë sal oopmaak, dat U lig op hulle sal skyn en dat U hulle sal aantrek. Ons kom bid ook so vir goddelike afsprake vir elkeen van hulle in Jesus se naam. Vader, dankie dat ons vanoggend op U kan vertrou en dat U woord die waarheid is. Dankie vir die krag in die woord. Dankie vir die insig in die woord. Ek vra dat U vanoggend die woord vir ons sal oopbreek, sal oopmaak, dat U woord lig sal wees vir ons. Ons kom bid ook so vir elke ander byeenkoms waar U naam verheerlik word vanoggend in ons vallei, in ons provinsie, in ons land, en ons kom dra elke byeenkoms so aan U op. Dis 'n byeenkoms waar waarheid verkondig word, waar genesing plaasvind, waar daar groei is. Dankie dat ons U kan vertrou in alles. Ons vra dit so in Jesus se naam. Amen. Romeine 1 tot 8 is die gewilde en bekende gedeeltes van Romeine. Romeine 9 tot 11 is nie gewilde studiemateriaal nie. Dit gaan oor 'n ongemaklike onderwerp met uiteenlopende idees daaroor. Dit is nou vir die wat wel aandag gee aan die gedeelte. Romeine 12 tot 16 is nie 'n gewilde of 'n bekende deel van Romeine nie. Dalk Romeine 12 verse 1 en 2. Maar daarna hoor jy nie veel van die laaste deel van Romeine nie. Miskien is dit omdat dit lig werp op hoe ons as Christene moet leef. Ons het nou vir Jesus aangeneem. Baie keer is die fokus egter nog op onsself. Ons moet hy heling kry. Ons moet die en daardie beter doen. In Romeine 12 vers 1 en 2 kom sê Paulus vir ons dat ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons omvorm. Dan gaan hy aan oor hoe ons lewe as Christene moet lei in die wêreld. As die wêreld vandag die kerk, die Christene voor 'n spieël staan maak, is die beeld wat van die spieël af moet terugreflekteer, die van liefde. Wanneer die wêreld na ons kyk, moet hulle liefde sien,
Is dit die geval? Of sien die wêreld oordeel? Kom ons gaan aan by vers 13 van hoofstuk 13. Ons moet welgevoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Ons moet welgevoeglik of honorably of properly of decent lewens leef. Ons moet lewens leef na waar ander opkyk. Ons is soldate. Miskien hou ons nie daarvan om so van onsself te dink nie. Dit is egter soos Paulus dit sien. Die ding van 'n soldaat is, hy veg nie vir homself nie. Hy het hom oorgegee om die geveg te veg vir die een waarvoor hy 'n keuse gemaak het. 2 Timoteus 2 vers 3 tot 4. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir diens gewerf het. Die Griekse woord wat ons het vir welvoeglik beteken letterlik dat ons 'n goeie beeld moet voorhou. Hy praat egter nie van 'n uiterlike beeld nie. Dit gaan oor die manier hoe ons optree. Alles moet in goeie orde geskied. Hierdie orde word bepaal deur God se etiese standaarde. Ons kry hier die alreeds, maar nog nie ten volle spanning nie, wat ons ook deur die hele Romeine gekry het. Ons leef hier in God se genade, soos hy dit vir ons gee, maar sien uit wat wag met die wederkoms van Jesus. Efesiërs 1 vers 3 staan daar, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ons ontvang hierdie seëninge en daarom leef ons welgevoeglik, decently, in God se oë. Hy gaan nou aan en gee 3 pare sondes, wat hy beskryf as die sondes van die nag. Die eerste paar is dan drinkery en uitspattigheid. Vir uitspattigheid gebruik die Engelse vertaling carousing. Die betekenis daarvan is luidrugtige partytjies, wat gepaard gaan met binge drinking. Geen idee wat dit in Afrikaans is nie. Die voorbeeld daarvan is vol glase drank wat afgesluk word. Hierdie uitspattige paartjies was nie anders nie as vandag volop in Paulus se tyd. Paulus maak hier gebruik van meervoude, aangesien dit iets is wat herhalend voorkom. Vandag wys die muurskilderye wat argeoloë uitgraaf en ontdek die omvang van hierdie partytjies in Paulus se tyd, terwyl sosiale media vandag dit ontbloot wat nou aan die gang is. Die volgende paar is geen ontug en onsedelikheid nie. Die eerste paar wys op hierdie partytjies waar inhibisies verdwyn en die tweede een op die gevolge daarvan, seksuele sondes. Ons Afrikaans is natuurlik heel preets hieroor en gebruik die woord ontug. Die Grieks wat Paulus gebruik is egter meer reguit. Kom ons los dit eerder daarby, dat Paulus hier die gevolge van die eerste paar beskryf, seksuele sondes en die lewe daarna wat vloei uit hierdie partytjies. Ons gaan aan by die volgende stel, geen rusie en jaloers wees nie. Ons beweeg nou weg van die partytjies na die sosiale lewe. Rusie en jaloesie is iets wat nie by 'n Christen hoort nie. In Rome was hierdie 'n groot kwessie. Daar was altyd politieke binnengevegte. Tot vandag toe nog bly hierdie 'n probleem. Ja, dit is selfs 'n probleem in die kerke. Kom ons kyk na vers 14. Dit het 'n meer positiewe inslag. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. In vers 12 het ons gesien ons moet hierdie nuwe stel klere aantrek, die wapenrusting van die lig.
Hier sien ons moet vir Christus self aantrek. Hierdie sluit die doop in, soos Paulus dit beskryf in Galasiërs 3 vers 27. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Maar dit is nie waar Paulus stop nie. Dit sluit die hele proses van verandering in, van wanneer ons lewens oorgee aan Christus. Romeine 6 vers 3 het hy geskryf, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. In Christus is ons dood vir sonde en sondige aksies. In Christus trek ons vir Christus aan, want ons het die vuil klere van ons sondige lewens verwyder. Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. In dit sterf ons, word begrawe en staan op saam met Christus. Ons sit nou ons ou lewe agter ons en ons begin die proses om met die hulp van die Heilige Gees verander te word. Ons raak dan dienaars van Jesus en die wat aan hom behoort. Ons word nou met Christus geklee en word meer en meer soos Christus. Nou hier is weer 'n klomp ingewikkelde Griekse taalbegrippe betrokke. Dit lei daartoe dat sommige dink dat hierdie 'n eenmalige, onmiddellike gebeurtenis is. As jy dieper na die Grieks gaan kyk, is dit eerder 'n aksie wat begin en vir ewig aangaan. Ons sterf van self, trek nuwe klere van Christus aan, word opgeneem in die goddelike familie en begin dan om dag vir dag meer soos Christus te word, soos hy dag vir dag meer die Heer van ons lewens word. Ons kan nou nie meer gehoorsaam wees aan die begeertes van ons vlees nie. Die begeertes van die vlees is in totale teenstand teen die begeertes van die Gees. In hoofstuk 8 het ons gesien dat Paulus die vlees definieer as ons sondige begeertes, die behoefte wat ons het om vir onsself en vir die wêreld te leef. In Romeine 8 vers 1 tot 17 sien ons 11 keer hierdie geveg tussen die vlees en die gees. Ons kan slegs die krag van die sonde in ons lewens oorwin in Christus deur die krag van die Gees. En as ons kyk na Romeine 12, dan sien ons dat in hierdie gedeelte kyk Paulus na die verantwoordelikheid van die Christene teenoor die rondom hulle. Dit sluit ons medemens, ons bure en ons regering in. Ons kry hier 'n beeld van hoe ons moet lewe in elke area van die samelewing. Dit begin by respek vir die wat oor ons regeer, tot by liefde vir ons medegelowiges, maar ook ons liefde vir nie-gelowiges. Met die Romeinse regering en alles wat hulle gedoen het in gedagte, skryf Paulus dat elke regering deur God aangestel is en dat God die een is wat regerings weer verwyder. Hy doen dit egter op sy tyd, nie op ons tyd nie. Dit geld ook vir die regerings van vandag. Dit beteken egter nie dat ons kan terugsit en alles net aanvaar nie. Nee, baie van die dinge wat die regerings doen, word gedryf deur donker magte. Dit is ons opdrag om die wapenrusting van God aan te trek en teen hierdie dinge te veg. Ja, ons is onderdanig aan die regering, maar ons veg ook teen die donker magte wat baie van die besluite van die regerings dryf. Die volgende hoofstuk se agtergrond het weer as basis die ontstaan van die kerk in Rome. Ons weet nie presies wie hierdie kerk in Rome gestig het nie. Dit was heel waarskynlik Jode wat na die uitstorting van die Heilige Gees van Jerusalem af teruggereis het na Rome toe en hulle vestig daar die kerk. Dit sou tot gevolg gehad het dat hierdie kerk hoofsaaklik uit Jode bestaan het.
met Christene uit ander nasies wat bygevoeg word. Dit het so aangegaan tot in die jaar 49, nie 1949, net 49. Dit is toe keiser Claudius alle Jode uit Rome verban het. Die kerk in Rome gaan aan, want hierdie Jode het nie Jode bygetrek by die kerk. So die kerk gaan aan terwyl die Jode uit Rome uitgaan. Maar hierdie kerk is nou nie meer onder Joodse beheer nie. 5 jaar later sterf Claudius. Die Jode keer terug en so ook die Joodse Christene. En hulle keer ook terug na hulle kerke. En dit is hier waar die spanning ontstaan wat volgende paar hoofstukke gaan opneem. Die Joodse Christene het nog steeds die Torah onderhou, veral die gedeeltes oor voedsel en vakansiedae. Die ander Christene het gevoel dat Jesus het die hele wet kom vervul en dat hulle vrygestel is van hierdie wette. Hierdie twee groepe het nou nie mekaar in liefde verdra nie. Hulle het mekaar beskuldig daarvan dat hulle nie ware Christene is nie. Daar is 3 kernaspekte in die gedeelte waaroor hulle verskil het. Die eet van vleis in vers 14, die onderhouding van heilige dae in vers 3 en die onthouding van wyn in vers 21. In dit als neem Paulus nou 'n ongewilde standpunt in. Hy noem die Joodse Christene die swak groep en die nie-Jode die sterk groep. As grondslag hiervoor moet ons gaan kyk na wat Jesus self hieroor gesê het. Markus 7 vers 18 tot 19. Hy sê toe vir hulle: "So dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af kom in 'n mens ingaan hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit sy liggaam uitgaan. Daarmee het hy alle kos rein verklaar." Nou ek het nie hierdie laaste stukkie van daarmee het hy alle kos rein verklaar bygesit nie. Dis soos dit in die Bybel staan. Hiermee het Jesus dan die wette oor voedsel kom verwyder. En dit bring ons by 'n plek waar ons alle vleis kan eet. Waarom dit dan neerkom, is dat die sterk geloof van die heidense Christene hulle toegelaat het om alle vleis te eet, terwyl die swak geloof van die Joodse Christene hulle verhoed het om alle vleis te eet. Paulus sê egter dat God elkeen se mate van geloof respekteer en dat ons moet leef volgens ons mate van geloof. God aanvaar die geloof wat ons het, maar verwag dat ons verdraagsaam moet wees teenoor mekaar. Die swakker is in geloof moet hulle weerhou daarvan om te oordeel. Ons sien dit in vers 10. Die sterker in geloof moet die swakker is aanvaar en ook hulle gebruike aanvaar. Hulle moet hulle ook daarvan weerhou om druk te plaas op die swakker is, om hulle te probeer verander. Daar is dan 4 onderafdelings in die stuk. Eerstens, hoofstuk 14 vers 1 tot 12. Hier bekyk Paulus die konflik tussen die twee groepe en dring daarop aan dat hulle ophou beklei tussen mekaar. Tweedens, hoofstuk 14 vers 13 tot 23. Hy vermaan die sterk Christene om nie die Joodse Christene aanstoot te gee nie, deur hulle te probeer verander nie en op die manier weg te dryf nie. Derdens, hoofstuk 15 vers 1 tot 6. Hier is die opdrag aan die sterk gelowiges om die swakkeres te verstaan, maar ook te aanvaar. En vierdens, hoofstuk 15 vers 7 tot 13. Hy vra vir beide groepe om mekaar te aanvaar met Christus as die basis tussen hulle. Kom ons lees verse 1 tot 12 van Romeine 14. Aanvaar die een wat in geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Een glo mens mag alles eet, en 'n ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Die een wat alles eet, met die ander wat net groente eet, nie verag nie. En die een wat net groente eet, met die ander wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen,
daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is die een dag belangriker as ander dae. Vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat op 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, want hy dank ook God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Iemand iets sê hoor? Ek het die week gelees van Daniel wat gekies het om die groente te eet in plaas van die koningskos. Die koning wou juist ons gehad het en nou sterk word. Nou vir dae was 10 dae wat hulle nie nou beter lyk as die ander. Waar spesifiek daar word gaan net daai kos was toegewy aan gode. Dis ek moet kon eet nie. So net met groente en vrugte wat gaan onder. Ja. En dat ek dink my lys te lees van wat mens inneem. Wat my net opval is die laaste vers van elkeen sal rekenskap oor homself is my verhouding en my verstaan en my leef met God. En niks te doen met die ou langs my se verhouding en sy leef en verstaan van God. En dat ek leef met net die aanstoot gee vir die volgende persoon, maar ja. Ek gaan net rekenskap vir my vra. Ons moet mekaar in liefde verstaan en verdra. Ons is te veel besig met die ander een langs ons. Ek dink die vir my verstaan is ons waar jy basies sê dat jy moet van jou eie besluit oortuig is. Ja, elkeen moet in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. So ek dink ons het 'n verpligting om te dink oor hoekom doen ons wat ons doen. En ons eie gemoed vrede te maak daarmee, is dit reg of is dit nie reg? Is dit vir God aanvaarbaar of is dit nie aanvaarbaar? Of volg ek net menslike tradisies? Of my geslag, my voorouers se tradisies? En hoekom ek dinge op seker moet doen. So ek dink dis wat vir my nog ons uitstaan is. Okay, so om hierdie gedeelte beter te verstaan, kan ons dit verder opdeel. Die probleem word in vers 1 tot 4 beskryf. Hy kyk dieper na hierdie probleem in vers 5 tot 9 en dan reik hy 'n waarskuwing uit in verse 10 tot 12. Kom ons begin by vers 1. Aanvaar die een wat in geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Die algemene konsensus is dat die heidene nog steeds die sterk groep is en Paulus spreek hulle eerste aan.
Die aanvaar beteken dat die wat sterk in geloof is, die ander moet aanvaar as medegelowiges, maar ook dat hulle gelyk is voor God. Hulle was dikwels eenkant toe geskuif in die kerk en het randfigure geraak. Paulus sê, dit is nie die regte manier om die wat swak van geloof is te hanteer nie. Vandag is dit dieselfde in die kerk. Die wat sterk in geloof is, moet die ander omhels en saam met hulle optrek in geloof. Die wat swak in geloof is hier, is die wat nog vashou aan die voedselwette en die res van die kerk het dan neergekyk op hulle. Hulle het nie vasgehou aan die wette as 'n basis van hulle geloof nie, maar hulle het dit gesien as deel van hulle aanbidding. Hulle wil God eer deur sekere dinge nie te eet nie. Hulle glo dan dat hulle dit doen om hulle wandel met Jesus te versterk. Natuurlik sien elke groep die ander een as swak in geloof. En Paulus sê op die gebied van kos, heilige dae en die drink van wyn, kan hulle nie mekaar oordeel nie. Nou ons moet nie dink dit beteken dat Paulus die vroeë kerk opdrag gegee het om nie te debatteer nie. Onthou wat Lukas geskryf het oor die mense van Berea, Handelinge 17 vers 10 tot 11. Sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toe gestuur. Daar aangekom het hulle na die Joodse sinagoge toe gegaan. Die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Daar was egter nie plek in die kerk vir debatte voer uit bitterheid en uit woede nie. Daar is sekere feite wat fondasies is van ons geloof. Oor dit kan ons nie verskil of redeneer nie. Daar is egter dinge wat oop is vir gesprek en waar ons mekaar se standpunte moet aanvaar, maar ook moet respekteer. Ons kan nie redeneer oor die feit dat Jesus God is, gesterf het vir ons sondes en opgestaan het nie. Ons kan debatteer oor die wegraping, maar aan die einde van die dag moet ons mekaar se standpunte daaroor respekteer. Kom ons los dit daar vir vanoggend. Behalwe as daar iemand is wat oor iets wil debatteer en ander is wat sommer net wil redeneer. Een ding waarmee ons as mense goed is om te oordeel. Om gedagtes oor ander mense te hê wat nie in lyn is met die woord van God nie. Oordeel bring ook spanning en gevoelens. Hoe dikwels dink ons nie ons is beter as ander nie. Verder kyk die ongelowiges na ons as Christene en wonder dikwels, nou wat is anders aan hulle? Wat laat hierdie gelowiges dink dat hulle beter as ons is? In ons getuienisse, is ons getuienisse en ons lewens so, dat ongelowiges die verskil in ons lewens kan sien. Paulus sê, bly weg daarvan af om mekaar te oordeel. Ondersteun mekaar in liefde. Nou as ons so deur die kerkgeskiedenis kyk, sal ons sien dat die kerk dit nie altyd reg gekry het nie. Prys God vir sy genade en verdraagsaamheid, waarsonder ons seker nie vandag hier sou gewees het nie. Wat daarvan is ons elke keer wanneer ons gedagtes van oordeel kry, liewers seëninge uitspreek. Kom ons kyk na ons harte hierdie week. Luister na ons gedagtes en spreek seëninge uit in plaas van oordeel. Mag God elkeen van ons geliefdes seën en mag sy aangesig oor ons skyn. Amen.